Deel 1 het gestop by die kroon van die lewe, wat 'n ander vraag laat opkom. Wat is lewe en wat is lewe in oorvloed? Die sogenaamde abundant life. Ons sal daarna terugkeer, want dit is van kritieke belang. Maar kom ons gaan voort. Die punt wat ek wil maak is dit. Jy moet onthou dat jy uithou vermoë gaan nodig hê. Hierdie is 'n uithou wedloop en daarvoor moet jy vra. God moet jou daardie uithou vermoë gee. Maar jy het 'n rol om te speel. Jy kan nie net vir uithou vermoë vra en skielik volhard jy nie. Nee, jy het jou rol om te speel. Dit gaan moeilik wees. Daarom word dit uithou vermoë genoem. Jesus het nooit gesê dat dit gaan maklik wees nie. Hy het wel gesê dat dit die moeite werd gaan wees. Maar die atleet wat die Comrades marathon hardloop, ken die hele wedloop. Aan die ander kant ken die Christen nie die hele wedloop nie. En dis waar profesie inkom. Dis jou kaart, die lamp vir jou voet. As jy weet wat voor jou leeftyd, gedurende jou leeftyd en na jou leeftyd gaan gebeur, dien daardie kennis as 'n padkaart vir die wedloop. Dit sê vir jou wanneer dinge begin het, waarheen hulle op pad was en wat nog gaan gebeur. En vertel jou van al die struikelblokke waarvoor jy moet oplet. Dis profesie en dis die deel wat jy nodig het om die wedloop te hardloop. En dit bring ons dan nou by die profesie. Waarom het God ons profesie gegee? Wel, hy het dit self geantwoord en gesê, hy doen niks, tensy hy dit bekend maak aan sy dienaars, die profete nie. So jy kry die raadsbesluite van God deur hierdie profesie. So waarom kry ons profesie? Wel, dit neem ons terug na die begin van die wedloop van die mense van God, die wedloop om die kroon van die lewe te verkry, diegene wat voor ons gekom het en diegene wat nog na ons sal kom. Al daardie inligting is vir ons beskikbaar, maar jy moet onthou ons het oor generasies gepraat, né? En dit het my aan 'n afloswedloop laat dink. Daar was mense wat voor ons gehardloop het en wat 'n stokkie of 'n baton gehad het en hulle gee dit oor aan die volgende generasie en dan hardloop hulle vir 'n rukkie totdat hulle moeg word terwyl hulle uithou vermoë toepas. En dan is die stok oorgedra en ons hardloop elkeen ons kort deel van die mensdom se wedloop. Maar ons streef almal na dieselfde doel en dit is die kroon van die lewe. Maar ons steek nie die einde van die lyn op dieselfde tydstip oor nie. Sommige het reeds daardie lyn oorgesteek, sommige wag en sommige hardloop nog. En sommige sal binnekort begin hardloop. Ons weet nie wanneer die einde van die wedloop is nie. Boonop kan jy nie in 'n bus klim en saamry nie. Jy kan nie byvoorbeeld dink dat die kerk 'n bus is en solank jy in die bus bly, jy daar uit sal kom nie. Jy kan dalk. Ek dink nie noodwendig dis verkeerd om die bus te vat nie, maar die probleem is as die bus in die verkeerde rigting ry, moet jy dalk van daardie bus afklim. En daar mag dalk verskillende busse wees. En sommige van hierdie busse mag dalk vir 'n rukkie in die regte rigting ry en dan gaan iets verkeerd. Sommige van hierdie busse mag dalk breek, onklaar raak, ensovoorts. En dan sal jy dalk van die bus af moet klim en te voet verder moet gaan. Die meeste van ons reis gaan te voet wees. Soms stap ons, soms hardloop ons en soms sit ons onder 'n boom, uitgeput. Dis waar rus inkom. Onthou dus voorbereiding, rus en uithou vermoë is dinge wat jy nodig het. En daarom het ek gesê profesie help ons voorberei. Profesie gee ons die kritieke inligting. Ons moet weet waarheen ons op pad is, wat die roete van die wedloop is. Dit vertel ons ook van elke enkele hindernis in ons pad. Dit sê ook vir ons dat ons moet uitkyk vir sekere dinge wat gaan kom. Ons kan nie die toekoms verander nie. Ons kan nie die roete van die wedloop verander nie. Ons het slegs 'n kaart daarvan. En daardie kaart word deur profesie aan ons gegee. En daarom bestudeer ons profesie, sodat wanneer ons in hierdie wedloop hardloop, ons weet waarheen ons gaan, wat ons kan oorkom, wat voorlê, en ons al die beloftes kan verkry, maar ook die waarskuwings.
Waarom is beloftes en waarskuwings belangrik? Wel, albei praat oor dinge in die toekoms, maar waarskuwings is dinge wat God verwag dat jy voor moet uitkyk, want hy het jou dit vooraf duidelik bekend gemaak. Hy sê altyd, ek het julle hierdie dinge vooraf vertel, sodat wanneer dit gebeur, julle dit sal weet en verstaan en julle hierdie dinge sal herken. Dit is profesie. Nou as jy nie hierdie kennis het nie, verstaan jy nie, en aan die einde van die dag gaan jy moeg word. Selfs al het jy al die uithou vermoë in die wêreld, gaan jy by 'n punt kom waar jy nie meer wil uithou nie. En hierdie vraag gaan begin vra. Waarom, Here? Waarom ek? Waarom ons? Waarom nou? En jy gaan 'n bietjie van 'n teesinnige persoon word, dalk rebelleer of selfs heeltemal teen God uitval. Want jy verstaan net nie. Dit maak nie sin nie. Dit lyk nie reg nie. En dis waar jou beeld van God of jou begrip van God inkom. En dit neem ons terug na die verskillende strome. Dis hoekom ek gesê het, daar is verskillende groepe. Nou as jy in dinge soos oorvloedige lewe glo, maar jy het 'n verkeerde idee van wat oorvloedige lewe is, kan jy jouself in die skoene van die Jode bevind, wat gedink het dat oorvloedige lewe nou hier op aarde is. Dit beteken die oorvloed beskryf nie die lewe nie. Oorvloed beskryf jou omstandighede terwyl jy leef. Dit beteken dat jy alles het wat jy nodig het in oorvloed. Dit is volgens my verkeerd. Sommige mense vandag glo nog steeds so. Ek sien dit nie so nie. Ek glo dat oorvloedige lewe die meervoud van kortstondige lewe is, of stoflikheid. As jy water het, dan het jy miskien 'n reservoir vol. Maar as jy oorvloedige water het, het jy 'n oseaan vol, reg? Ek sê, as jy lewe het, leef jy 'n kortstondige lewe. As jy lewe in oorvloed het, wat het jy dan? Jy het meer lewe, baie meer lewe. Jy het lewe in oorvloed. Wat is dit? Dit is die ewige lewe. Daar is geen vergelyking. Daar is baie meer wat ek hieroor kan sê. En ons sal nog by alles uitkom, want onthou, hierdie kanaal is teologie en profesie. Die twee gaan hand aan hand. Jy kan nie profesie doen sonder teologie nie. En vandag was 'n bietjie teologie. Die van julle wat dalk nie die nuus so noukeurig volg nie, sou dalk nie opgelet het nie. Maar Islam maak deesdae groot nuus opslaa. Nou, ons het nog nie gepraat oor Islam nie. Ons het skaars die Christendom aangeraak. Ons het nie eers Judaïsme of enige ander godsdiens aangeraak nie. Maar Islam staan nou op en dit maak inbreuk op die westerse wêreld, wat voorheen as die Christelike wêreld bekend gestaan het. En jy weet dalk dat Christendom en Islam baie verskillend is. Ons sal praat oor die twee gode of die een God vir beide hierdie groepe, maar vir nou is dit iets wat ons kan sien gebeur, wat ons ouers miskien 20 jaar gelede nie gesien het nie, want die lewe was baie anders toe. Ons sien ook baie immigrasie van een land na ander, migrasies en mense wat in sekere gebiede versamel, wat daardie gebiede verander, die godsdiens van daardie plekke, gebiede en lande verander, en dit gaan hand aan hand met Islam. En wat is die probleem daarmee? Ek hoef nie te sê daar is 'n probleem met Islam nie. Al wat ek vir jou hoef te sê, is die probleem wat ek sien, is die vervanging van die Christendom. Sien julle dit raak? Dit is vir my 'n bron van kommer, want dit beteken dat my broers en susters, die mense wat die wedloop saam met my gehardloop het, in agteruitgang is. En sommige van hulle word vervolg en eintlik doodgemaak, en hulle sterf. En daar is mense wat ander mense betaal om dood te maak. Nie noodwendig Christene nie, maar mense van 'n ander groep wat dieselfde God dien as ek, maar om anders sien, dit is die Jode. Nou, ons sal nog praat oor die verskille tussen ons en die Jode, maar vir nou is dit 'n duidelike teken en 'n aanduiding. En as jy profesie lees, sal jy weet dat Jesus ons gewaarsku het teen ernstige vervolging. Ons kan teruggaan na profesie en kyk wat God in profesie gesê het oor die vervolging van Christene. En daar was vervolgings in die verlede en daar sal vervolgings in die toekoms wees. Maar dit kan ons help om onsself te plaas op die tydlyn,
om te identifiseer waar op die tydlyn van hierdie wedloop ons is. Ons is dalk baie verder aan op daai tydlyn as wat ons gedink het. Want onthou, ons dink mos altyd, ons is mos geïndoktrineer, dat alles in die toekoms gaan gebeur. En ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Maar van hierdie dinge is besig om nou te gebeur. En as jy, soos ek, in 'n historiese interpretasie glo, kan jy na gebeure rondom jou soek en dit as rigtingwysers gebruik. Dit is wat ons huidige waarheid noem, current truth. Dit is dinge wat vroeër geprofeteer kon gewees het en nie op daardie mense van toepassing was nie, maar nou sien ons dit in ons leeftyd gebeur. Die Hoofstroom Media sal nie hierdie dinge vir jou uitlig nie en verseker dit nie aan profesie koppel nie, maar dit was geprofeteer en jy kan dit versigtig probeer koppel. So ons wil graag na dinge rondom ons kyk. Ek probeer dit net bymekaar bring en ek dink in die volgende episode sal ons eers daardie verse lees en dan sal ons daardie vraag vra. Ons sal hulle lys en apart hou en probeer om soveel as moontlik daarvan te beantwoord en profesie bestudeer om daardie antwoorde te vind. Maar terselfdertyd moet ons rondom ons kyk en sien wat nou in die wêreld gebeur en kyk of sommige daarvan tydsaanduidings is waarmee ons onsself op die wedloopkaart kan plot op sy tydlyn. Dankie dat julle saam met my gekyk het. Ek waardeer die tyd wat julle saam met my gespandeer het en ek sien uit daarna om julle weer te sien. Tot dan groet ek julle in die naam van Jesus Christus en mag God julle seën.